Goed, baie welkom by vanaand se studie. Ons is nog steeds in die derde preek van die Prediker en dis die gedeelte wat begin by hoofstuk 6 vers 1 en dit loop tot hoofstuk 8 vers 14. Nou, die Prediker se derde preek is bietjie anders in struktuur as wat die eerste twee preke was. Daar's wel sake van geloof en ongeloof en ons sien dit as 'n herhaling in die vorige gedeelte en ook nou. Maar wat ons nou hier sien is, die deel het begin met 3 sake wat nie die moeite werd is nie. So die Prediker het hier nou vir ons 'n bietjie van 'n ander struktuur kom gee rondom wat is belangrik of wat is die moeite werd en wat is nie die moeite werd nie. 3 dinge wat nie die moeite werd is nie, het hy genoem. Die hoop dat geld lank sal hou. Ons is dan redelik seker dit is waar. Hoop dat geld jy sal bevredig. Wel, dis tydelik waar. En dan hoop dat dinge sal verander, het ons hanteer. Dit is die derde punt gewees van hierdie preek. En toe het ons die eerste 3 punte gedoen en dit is alles hoofstuk 7 gedeeltes. 'n Goeie naam is beter as leuksheid, erns is beter as ligsinnigheid en selfbeheersing is beter as oorhaastigheid. Nou wat is selfbeheersing nou weer? Jy dink 2 maal. Selfbeheersing beteken selfs nog meer as 2 maal. Om jouself te kan, en vir wie is dit maklik? Vir niemand is dit maklik. Daarom is dit nie van God afkom nie, is dit onmoontlik om selfbeheersing te hê. Ons gaan verder dan met die preek vanaf hoofstuk 7. Ons kyk nou na punte 4 tot en met 9 vanaand. Ons beoog om vanaand klaar te maak met hierdie gedeelte. Maar ek kan nie altyd sê of die stukke baie inhoud het nie en dan partykeer val mens nog steeds vas. So kom ons kyk na hoofstuk 7 vanaf vers 11. Die volgende opskrif is wysheid is beter as rykdom. Nou wat is rykdom? So meer geld te hê as wat jy nodig het. Kom iemand daar uit by daardie definisie wat ek nou net gegee het. Om meer geld te hê as wat jy nodig het. Dis 'n strikvraag. Kom 'n mens uit by die punt waar jy meer geld het as wat jy nodig het? Nee, jy doen nie. Dis die waarheid, jy het net soveel geld as wat God jou mee kan vertrou. 'n Man met die naam van Louis Malherbe het dit destyds ook beaam in sy aanbiedinge oor geld. Hy was 'n man wat baie lief was vir geld. Ons lees dan vers 11 tot 12. Wysheid is net so goed as 'n erfdeel en 'n voordeel vir die wat die son sien. Want wysheid is 'n beskutting, geld is 'n beskutting. Maar die voordeel van kennis is, die wysheid hou die besitter daarvan in die lewe. Wat staan in die 12de vers? Wysheid is 'n beskutting, geld is 'n beskutting. Kom ons lees hierdie vers ook in ander vertalings. Kom ons kyk eers na die 83 vertaling. Wysheid saam met besittings is goed. Dis vers 11. Wysheid saam met besittings is goed. Dit is 'n voordeel vir elkeen wat leef. 12 sê, wysheid bied beskerming soos geld beskerming bied. Kennis en wysheid verryk die lewe van hom wat dit besit. Nou dink daaroor, ons het gesien dat tot hiertoe, as ons na die Spreuke kyk, moet ons kyk vanuit die oogpunt van die ongelowige, wat is geld werd en hoekom is wysheid nie die fokus op die geld nie, maar op die gewer van die geld? Wat is die fokus net bly op die geld? Wat sal jy dan doen? Dink mooi en kyk nou hoe die vers vir ons uitgeskryf is. Wysheid is net so goed soos 'n erfdeel en 'n voordeel vir die wat die son sien, want wysheid is 'n beskutting. As geld alleen die beskutting was en jou geld verdwyn, wat gebeur met jou beskutting? Dis die saak wat ons moet raak sien. Want as die
die prediker vir ons hier probeer sê, wat maak dit die moeite werd? Wat maak 'n ding die moeite werd? Wat maak wysheid meer die moeite werd as geld? Onthou, geld is 'n tema wat eintlik baie hanteer word in hierdie wysheidsgeskrifte. Hoekom? Want geld is maklik 'n afgod. Geld is maklik in jou pad. So as jou fokus op jou beskutting is, dink aan die Psalm. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Kom ek verander die woorde in daardie Psalm. My hulp is in die geld wat ek ontvang het. En die geld wat ek met my eie hande verdien het. My geld sal genoeg wees om my altyd te beskerm. Is dit waar? Dit pas nie in die Psalm nie, want die wysheid van die Psalmis in Psalm 121 is juis daarin dat ek slaan my oë op na die berge en dis die plek waar die gode oor die algemeen vereer was in die antieke wêreld. So wanneer ek opkyk na die berge en ek kyk na die berge, dan weet ek die gode hieronder is nie regtig die gode wat ons dien nie. Ons dien net een God, en die God wat alles gemaak het, selfs die berg. So nie net die altare wat op hierdie heiligdom, wat op hierdie berge is 'n teken dat God hier is nie, maar meer as dit is 'n teken dat God hier is. Dat die ganse skepping bestaan het en deur hom tot stand gekom het. Selfs die goud wat in hierdie aarde sigbaar geword het en ontgin is en geld geword het. Want die goud is juis die rykdom wat ons dan nou het. En as gevolg van hierdie rykdom het ons iets, maar waar kom dit vandaan? Dis waar die wysheid inkom. Om verby die item te kyk, of verby die middel te kyk na die gewer van die middel. Dit is die saak. Want wat gaan ophou? Wysheid word gereken in die Spreuke as die kennis van God. So jy moet die kennis hê van die gewer van hierdie dinge. En as dit dan so is, dan bied wysheid beskerming, net soos geld beskerming bied. Wat het ek nodig om te oorleef? Wat sê ons vandag? Geld. Waar kry ek dit? Wat sê die Here Jesus oor die bekommernisse van die lewe? Kyk gou daai gou saam. Jy kan dit dan vergelyk as 'n Nuwe Testamentiese teks wat oor hierdie gedeelte ook bietjie lig werp, Matteus 6. Matteus 6. Dis in die bergrede van ons Here Jesus. En ons lees daar in skryf Kom ons kyk na vers 24 as twee dele van hierdie Matteus 6 hoofstukke wat 'n lig hierop werp. Vers 24 lees: Niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Mammon is die geldgod. Daarom sê ek vir julle, so vers 24 is die saak van waarop fokus jy? 25 sê, maar waarom bekommer jy jou? Vers 25 sê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor jul lewe, wat julle sal eet, wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, dan wys hy kyk na die plante van die aarde, en dan sê die Here Jesus hier in vers 28, wat kwel julle heel oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei en hulle spin nie. Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. Vers 31, daarom moet julle heel nie kwel en sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, en vers 32 dan belangrik, daarom moet julle heel nie kwel en sê, wat sal ons eet, 32 sê, want na al die dinge soek die heidene, met ander woorde, hulle wat nie glo nie, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Wat het julle nodig? Julle het kos nodig, julle het klere nodig. Nou, hoe kan ons vandag kos en klere kry? Kry ons dit soos die voëls dit van die veld kry? Dis al vir ons ergens 'n bakkie kos. Hy gee vir ons vermoëns om te kan werk. Hy gee vir ons vermoëns om dit te kan bymekaar maak. Maar hy gee ook vir ons gemeenskap van gelowiges. Hy gee vir ons gemeenskap wat na ons kyk. Dis hoe hy die Ou Testamentiese kerk opgestel het. Dat ons in besonder weet, ons is
in sy beskerming deur die mense wat rondom ons geplaas is. Hoe word ou mense versorg? Deur jonger mense. Dis altyd daai kant om. Dit sien ons in 1 Timoteus. Dis baie belangrik dat die jongeres na die oueres sal kyk. Hoekom? Want hulle gaan op 'n stadium nie meer kan geld verdien nie. So wie dan die geld? Die jongeres het dit, om dit te deel met die oueres. En hoe die antieke wêreld gewerk? Kinders is getroud vanuit die vaderhuis. Hoekom? Want dis die patriargale stelsel. So die vader sorg vir almal. So die vaderlike versorging is daar vir almal, sodat almal versorg is, en elke volgende een wat moet versorg moet weet, ons moet mekaar versorg. So die versorgingsbeginsel is nie vreemd van die skrif nie. Dis baie, baie belangrik. En as ons kyk na geld, dan is die wysheid daarin. Wie weet wat ons nodig het? Ons het besittings nodig. Dit bied ons beskerming, maar wie bied ons meer beskerming? Eintlik die wysheid dat God ons sal beskerm. Goed, so daardie 2 verse 11 en 12 gaan juis oor die een saak, wat is die moeite werd? Omdat ons in geloof tot God alleen leef, weet ons dat wysheid meer werd is as rykdom. Maar rykdom noodwendig daar sal wees, nie die baie geld nie, maar die genoeg geld. Genoeg dat ek sal oorleef. Die volgende deel vers 13 en 14. Aanskou die werk van God. Want wie kan regheid maak wat hy krom gemaak het? Wees goedsmoeds op die dag van voorspoed, en op die dag van onheil bedink dan, ook hierdie dag het God gemaak, net soos daardie, daarom dat die mens na sy dood niks meer sal ontdek nie. Aanskou die werk van God, daar is die kern. Wat moet ek kyk? Ek moet kyk wat God doen. Dan staan daar geskryf, want wie kan regheid maak wat hy krom gemaak het? In Afrikaans, wie kan verander wat hy reeds so gemaak het? Wie kan, as die pad skeef loop, die pad nou reguit draai, net omdat ons die pad wil reguit hê? Nou vat dit nou persoonlik toegepas op ons eie lewens. Wie kan die moeilik van vandag maklik maak? Wie kan die siek word van vandag eerder verander gesond wees, as die Here ons nie gesond maak? Wie kan ons swaar kry verander na gemaklik wees, of net ons swaar kry draaglik maak, sonder dat hy dit doen? Want, jy ken die Engelse uitdrukking, mind over matter. So wanneer jy in jou verstand het jy eintlik, ons het eintlik baie veerkrag in ons verstand, ons het in ons gemoed, kan ons eintlik baie moeilike dinge deurleef. Vat nou werk, jy is baie lief vir werk, jongman. Ja. So 'n baie lang projek kan jou afrem, dat jy op 'n stadium so moedeloos is oor hoe baie werk dit is, né? Wie van ons het dit nie al mee gesukkel nie? Iets wat net te veel is, aanhou, dit wil nie ophou nie. Hoe kom ek deur dit? En sê sy, wag net so 'n klein bietjie vasbyt nog. Daai vasbyt is nie fisiese krag nie, maar is emosionele krag. En dit het ons eintlik almal nodig om sterk te maak, né? Ons moet geoefen word in ons deursettingsvermoë. Die skrif praat van daardie beginsel as lankmoedigheid, as standvastigheid in ander plekke in die skrif. Om dit aan te kweek as 'n deug, as 'n kenmerk van jou karakter. Waar leer ek dit? Jakobus leer ons, ag dit vreugde my broeders as julle deur allerlei beproewinge gaan. Waar kry ek dit? Beproewinge. Hulle kom sommer net. 'n Beproewing is eintlik maklik sigbaar. Ek staan die oggend op met 'n baie goeie ingesteldheid vir die dag. Maar ek weet nie watter moeilikheid lê vir my voor nie. Dit kan 10:00 in die oggend wees, kan 11:00 in die oggend wees, dit kan net na middagete wees. Dit kan wees as ek wakker word. Ek weet nie wat gaan my tref vandag. Die dag is glad nie vir my beskikbaar nie. Ek weet niks wat gaan gebeur nie. Maar nou gebeur dit op 'n tyd en 'n uur wat ek nie gereed is daarvoor nie. Vang dit my onkant? Altyd. So, hoe hanteer ek dit dan nou?
Aanvaar ek die sleg van die dag as 'n gawe van God, of hanteer ek dit so sommige? Die duiwel het nou alweer dit kom doen. Wat staan hier? Het die duiwel dit oor my pad gebring? Nee, glad nie. Wat het Job gesê oor die moeilikheid wat hom getref het? Het hy gesê die goeie en die slegte kom van die Here? Hy het dit in daardie woorde gesê. Sal ek nie die goeie aanvaar net soos sal ek die slegte nie net aanvaar soos die goeie wat ek van die Here ontvang het nie? Ja, ek sal. Want die Here is in beheer van albei. Sal hy meer sleg vir my gee as wat ek kan hanteer? Wat staan in 1 Korintiërs 10 vers 13? Nie bo jou kragte nie. Nie bo jou kragte nie. Voel soms so. Dis goed geantwoord, né? Dit voel soms so. Want dit voel baie keer of ons minder kan dra as wat ons eintlik moet kan. As ek terugkyk, kom ek agter hoeveel kon ek dra. In die moment, in die oomblik, in die gebeurtenis is mens baie broos. Maar ons het nie te min nie. Nou is die wysheid hier, en hoor die woorde van die, ek gaan dit net lees in die 83 vertaling ook. Kyk na die werk van God. Wie kan reguit maak wat hy krom gemaak het? Dink aan Jona. Dis seker die beste voorbeeld van 'n krompad. As Jona hoor die reguit pad Ninive toe is, Ninive toe, maar hy wil dit graag Tarsus oordoen. Hoe gebruik die Here Ninive die seën wat hy oor Ninive moet uitspreek, die genade wat hy oor Ninive moet uitspreek, via Jona se pad? As hy reguit Ninive toe gegaan het, sou die Here nog steeds eendag se prediking toegelaat het dat almal tot bekering kom en die stad tot stilstaan kom en die stad besef wie God is. Nou gaan hy oor Tarsus, so die man op die boot moet eers die woord van die Here hoor. Die evangelie word verkondig op die boot in Jona hoofstuk 1. Dan gaan hy in die vis, dan kom Jona tot 'n diepe bewussyn van die Here se grootse genade dat hy bly lewe onder die water vir soveel dae. Dan word hy uitgespoeg en dan gaan hy soontoe en hy besef hy moet nou maar soontoe gaan. En as hy dit gedoen het, dan is Jona verryk. So die lang pad was vir Jona goed, nie vir Jona sleg nie. Jona was nikkerig voor hy Ninive toe moes gaan. Jona was gewillig toe hy Ninive toe gaan. Wat het die Here gedoen met ons krompaaie? Hy het 'n krompad gebruik. En eintlik was die krompad 'n goeie pad vir Jona se ontwikkeling. Ons sien nie baie van Jona, net die 4 hoofstukke wat ons het. Maar ons sien hoe die Here met Jona werk en hom deur hierdie pad vat tot waar hy moet gaan. Dan preek hy hierdie verskriklike boodskap, die Here vernietig hierdie stad. En dan hoor ons, die Here vernietig nie meer die stad nie. Dan is Jona weer nikkerig oor die Here Ninive spaar. Ons hoor nie van die res van Jona se verhaal nie, maar ons hoor die Here se wil. Dit hoor ons beslis. So, kyk na die werk van God. Wie kan reguit maak wat hy krom gemaak het, 83 vertaling. Wees bly op die dag van voorspoed, en as daar 'n dag van teëspoed kom, sien dit so. Soos die een, het God ook die ander gegee, sodat die mense nie sal weet wat vir hom voorlê nie. En hier is die wysheid van God, vanuit hierdie gedeelte. Ons sien raak wat met ons gebeur. Ons beleef dit as goed, of ons beleef dit as sleg. Wat maak ons met slegte belewennisse? Ons moet daaroor dink. Wat maak ons met goeie belewennisse? Ons moet daaroor dink. Wat maak ons met die kombinasie van die twee? Ons moet sien in perspektief wat dit in God se oë vir ons lewe beteken. Nie in myne nie, want ek gaan baie keer nie weet nie. Ek gaan baie keer nie nou verstaan hoekom nie. Hoe lank gaan dit my vat? Partykeer gaan dit vinnig. Voor 'n mens 'n perspektief kry oor, weet jy wat, ek het daai draai nodig gehad. Hierdie skewe draai, sogenaamde skewe draai in my pad, is wat? God se wil om my wil om te buig. Dit was genade. En dis wat dit is. So daarom is dit 'n goeie ding.
Die onderdanigheid aan God is beter as rebellie. Nou rebellie is 'n woord wat beteken ek is opstandig. Hoor ons rebellie in Jonas se reaksies? Ons doen, né? Het ons rebellie in Paulus beleef? Ek dink ons het met tye. Het die Here nog steeds die apostel gebruik? Ja, hy het. Here, vat hierdie weg asseblief gou, vat dit asseblief weg. Nee, my genade is vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg. Dis die woord wat die apostel Paulus moes hoor. En daardie, dink is in 2 Korintiërs, waar dit staan. Ons kan die verwysing dalk soek. Dit is dalk by 2 Korintiërs 10 of 11. Waar dit staan. En dit is belangrik dat ons sal verstaan dat waar staan ons voor die Here en dis waar die goedheid van God inkom. Om aan hom onderdanig te wees en vashou aan hom is beter as om in vyandskap teenoor hom te leef ten opsigte van dit wat lyk of dit nie goed uitgewerk het vir my. Dis nie 'n goeie dag nie of die omstandighede is nie nou lekker nie. En dink aan die gesondheid van enige mens. As jy net goedheid beleef, wat gebeur met jou afhanklikheid van die Here? Ek vra die vraag weer, want dit is 'n belangrike vraag wat ons elke dag moet hoor. Hier's baie vrae in hierdie gedeeltes wat ons oor moet bietjie dink. En hierdie ene is spesifiek die vraag, as dit net goed gaan met die mens, wat sou hy doen in sy verhouding tot God? Hoe lank gaan dit neem voor die mens dink, dis eintlik my werk, of eintlik my goedheid, wat maak dat dit so goed met my gaan? Hoe lank het dit vir Nebukadneser gevat, want hy was bedien ongelowig, voordat hy begin dink het, dit gaan so goed met Babel, omdat hy so goed is. Nie baie lank gevat nie. Die 70 jaar was nog nie verby nie. Toe is hy al daar, en toe word hy soos 'n bees in die veld, omdat die Here gesê het, so kan jy nie maak nie. Ek het jou daar geplaas. Ek het hierdie goedheid vir jou gegee. Jy was die instrument in my hand teen Israel, teenoor my volk en teenoor my kudde. Dit is wie jy is, en omdat jy in my hand is. En dis hierdie perspektief wat ons net moet besin oor. Dink mooi daaroor. Waar staan ek teenoor God in tye van wanneer dit goed gaan, en waar staan ek wanneer dit sleg gaan? Ons kan nie net die Afrikaanse uitdrukking aan vashou. As dit net sleg gaan, dan moet ons bid nie. Maar ons moet ons danksegging en ons lofsange veral besig wanneer dit goed gaan. Nie net 'n smeekgebed en 'n Filippense 4 vers 6 houding van ek het my in gebed en smeeking nader ek God en ek hoop dat hy my verlossing sal gee van hierdie krisis waarin ek is en dalk sal hy vir ons reën stuur. Bid soos Elia bid dat ons die droogte kan vryspring of bid dat dit ophou reën dat ons kan oes of wat ook al. Waar ook al mense voor bid. Ons is dalk 'n baie gelowige volk. Ons is eintlik soos Paulus in Handelinge 17 sê, dalk eerder baie godsdienstig. Ek dink eerder ons is daar as wat ons baie gelowig is. Godsdienstig is die woord wat sê baie godsdienste is waarneembaar. Want godsdienst word waargeneem wanneer jy wys ek kan myself verbind aan 'n godheid en ek kan vertrou op 'n godheid. Wat het ons gesê is wat is wysheid? Wysheid is om nie op die geld te vertrou nie, maar om op die God te vertrou. Nou wanneer jy op die geld God vertrou, het jy op 'n God vertrou. Nie die God nie, maar 'n God. So wanneer Mammon jou God is, soos Jesus gesê het in Matteus 6, dan het ek eintlik godsdienstig opgetree. En ek vereer die godheid deur my aandag en my tyd daarin te spandeer. Ek kan van enigiets kan ek hierdie afgod maak. En ons godsdienstigheid is ons groot gevaar, ook in ons volk wees. Want dit is nogal belangrik en elke taal en volk en kultuur het nogal geneigdhede tot afgoderry. Eintlik is ons nie uniek nie, ons is regtig nie uniek nie. Elke taal en volk het dit en ons in besonder deel ook daarin.
Goed, so gaan dink oor hierdie saak van waar staan ons? Waar staan ons in terme van ons geloof en waar staan ons in ons gehoorsaamheid? Dan die volgende een, vers 15 tot 22. Godsvrug is beter as enige ander gawe. Vers 15. Alles het ek gesien in die dae van my nietigheid. Daar is 'n regverdige wat ondanks sy regverdigheid omkom. En daar is 'n goddelose wat ondanks sy goddeloosheid lank lewe. Wees nie al te regverdig en hou jou nie buitengewoon wys nie, want waarom sou jy jouself te gronde rig? Wees nie al te goddeloos en wees nie dwaas nie. Waarom sou jy sterwe voor jou tyd? Dit is goed dat jy aan die een vashou en ook van die ander jou hand nie aftrek nie, want die wat God vrees ontkom aan dit alles. Die wysheid versterk die wyse meer as 10 maghebbers wat in die stad is, want daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed doen sonder om te sondig nie. Jy moet ook nie let op al die woorde wat die mense spreek nie, sodat jy nie hoor dat jou dienaar jou vloek nie, want jou eie hart weet ook van baie gevalle dat jy self ook ander gevloek het. Sjoe, hier is baie wysheid in hierdie paar verse. Kom ons kyk na die eerste vers, vers 15. Alles het ek gesien in die dae van my nietigheid, daar is 'n regverdige wat ondanks sy regverdigheid omkom, daar is 'n goddelose wat ondanks sy goddeloosheid lank lewe. Wie het al dit gesien? Jy kyk na mense wat werklik so naby aan die Here leef en skielik sterf. En dan mense wat verskriklik goddeloos lewe en lank lewe. Ek dink dis omtrent een van die algemeenste vrae Ja. en probleme van die mens. Ja. En wat doen dit aan die mens wat daarna kyk? Want dis nou letterlik wat hier staan, hè? Ons kyk daarna en sê, "Joe, moet ons nie maar eerder soos hulle leef nie. Want kyk hoe goed gaan dit met hulle." En nou is die vraag, is dit waar? Sien ons reg? Sien ons reg? Ek wil Romeine 1 aan hierdie gedeelte hak. Romeine 1, hou net die plek daar, want ons gaan nou vinnig terug weer soontoe. Romeine 1. Kom ons vra die vraag, seën die Here onheiligheid? Want dis die vraag wat 'n mens moet ondersoek as jy hierdie stelling moet ondersoek. Want as dit lyk of dit goed gaan met ongelowiges en selfs onheiliges dan, want dis dieselfde ding, dan is die vraag, wat is goed? Want ons sien welvaart, ons sien finansiële voorspoed. Ons kan nie elke verhouding dophou dat dit goed gaan met die menslike verhoudings nie. Ons kan nie elke aspek van hulle lewe raak sien en sien dit gaan regtig goed met hulle daar nie. Maar wat sien ons wel? Ons sien baie keer dat daar welvaart is. Is dit dalk ons persepsie van dit gaan goed met hulle? Dis nog 'n vraag, né? In Romeine 1 vanaf vers 18, vanaf vers 16, dit is vers 18, vanaf vers 18 begin die gedeelte en die opskrif van die vertaler vir ons gee, en dit was nie die oorspronklike manuskripte nie, maar dit help ons om te verstaan waaroor gaan hierdie gedeelte. Die afgoderry en verdorwenheid van die heidene. Die afgoderry en verdorwenheid. Nou, waarmee is die heidene dan besig dat die apostel hieroor skryf? Want hy skryf aan die gelowiges in die kerk van Rome, en hy skryf aan hulle en sê, wat sien hy raak? Onder inspirasie van die Heilige Gees. Wat sien hy raak? Hy sien raak vers 18, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Hoor mooi wat doen die ongelowige. Hulle onderdruk die waarheid. Nou wie is die waarheid? Die geloof in die ware God. En dis waaroor die evangelie hier gaan. Omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle openbaar.
want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. So vanaf vers 18 tot 20 word daar regtig gesê, daar is mense, en julle sien hulle rondom julle, Romeine, julle sien hulle leef, julle sien wat hulle doen, maar hulle onderdruk die waarheid. Nou iets wat mense vandag steeds doen, is dit, hulle onderdruk die waarheid. Want die waarheid is nie verskuil nie, dis nie weggesteek nie, dis nie 'n geheimenis nie. En in die antieke wêreld, dink bietjie aan die Grieke, dink bietjie aan die Romeine. Wat het hulle het alles vernoem na wat? Hemelliggame. Wat was die groot God se naam van die Romeine? Maak nou die saak nie. Maar watter planeet het hulle als gebruik? Mars, Jupiter, hulle het van die hemelliggame was deel van hulle benoemings van wat ook al hulle gesien het. So die skepping was vereer, alreeds net deur dit wat hulle in die sterrekunde sien, want hulle was baie lief vir die sterre. Dan ook staan hier geskrywe, vers 21, omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik het, of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister. Hoor baie mooi, hulle onverstandige hart is verduister. Nou wat doen die Here met die ongelowige as hy hulle los? Hy begin eintlik met sy oordeel. Dis nogal belangrik om dit te hoor. Want ons dink altyd aan die oordeel van God moet wees 'n weerligstraal wat moet slaan en dan is almal weg. Dat God onmiddellik gaan keer aan die sleg gebeur. Dit doen hy nie. Dit doen hy nie. Hy openbaar dit ook nie so nie. Daar's tye wat hy dit wel doen, maar hy openbaar nie dat hy dit in die geheel doen nie. Wat nou van daai geweldige aardbewing nou daar in die ooste? Dis 'n groot deel van daai deel van Asië wat skade gekry het. En daar's baie mense dood. Wat sê mense gewoonlik na tsunamies? Wat sê hulle na sulke natuurrampe? Is dit die vinger van God? Mense is geneig om dit te sê. Is dit? Kan ons dit verseker sê? Wat is die godsdienst wat daar leef? Wat is die godsdienst wat daar leef? Boeddhisme? Is nogal die godsdienst wat daar leef? Boeddha red ons. Boeddha red ons. Was geopper. Boeddha red ons. Aardbewing, ja. Goed, so. As die godheid aangeroep word en hy red nie, kan hy God red? Ons weet hy kan nie. Ons weet die Boeddha godsdienst kan nie red nie. Maar wat glo hulle? Hulle glo dat dit is die waarheid. Al kom wie met watter evangelie? Hulle glo dis die waarheid. Is dit wat gebeur het in Rome? Ja. Die Romeine het geglo in hierdie multigodsdienst, multigodheid godsdienst. Daar was multigode in Romeine, in die Romeinse wêreld. En dit sê Paulus ook in Handelinge 17. Daar was multigode in die Griekse wêreld. En later het die Romeine net dieselfde gode maar oorgeneem, hulle het hulle net nuwe name gegee. Dis al wat hulle gedoen het. Hulle het net nog nuwe name gegee. Maar hulle het al hierdie gode nog steeds erken. Is die mensdom vandag soveel anders? Gekyk na daardie gedeelte in Noordoos van Thailand. Nee, hulle is nie. Die ganse wêreld het multigodsdienst en ons sien raak dat maak nie saak wat jy doen met die evangelie wat jy gaan verkondig nie. Mense glo wat hulle wil glo. Reg. Nou gaan dit goed met plekke soos Japan, China. Ons kan sê lekker, dit gaan goed. Stop jy daar, klim jy daar af, leef jy daar vir 'n tyd, besoek jy daar, sê, wow, kyk hoe lyk Hong Kong. Kyk hoe mooi lyk hierdie plekke, Singapore. Kyk hoe mooi lyk dit. Kyk hoe werk dit.
Gaan dit goed met hulle? Welvaart gesproke, lyk dit so. Maar waarmee is hulle besig? Waarmee is die oosterse wêreld besig? En watter godsdienst meestal? Boeddhisme. Meestal. En wat onderdruk hulle? Hulle onderdruk die skepper as die skepsel, en hulle vereer die skepsel eerder bo die skepper. Hulle ontken dat God alleen God is, en dit sien ons raak in hierdie wêreld waarin ons leef vandag. So wat ontken die mens? Die mens ontken wie God is. Gaan dit regtig goed met die goddelose en sleg met die gelowige? Is dit waar? Dat dit goed gaan met die ongelowige en sleg gaan met die gelowige? Dit is 'n persepsie wat ons het. Ons sien dit raak. Word ons onderdruk in sommige wêrelddele as Christen? Ja, ons word. Word ons verarm in sekere wêrelddele? Ja. Was dit so in die eerste eeu? Ja. Is dit vreemd dat in Openbaring staan dat jy wat die merk van die dier het, nie sal kan koop en verkoop nie? Omdat die ongeloof sal beheer wie kan doen wat hulle wil doen. Is nie vreemd nie? Hoekom nie? Want as die ongeloof beheer het oor wat ook al die stelsel is, sal hulle veroorsaak dat selfs die eerste eeuse gelowige nie kan koop nie. En dit het klaar gebeur in die eerste eeu. Dis nie net vir vandag nie. Mense dink, Openbaring is al net geskryf vir vandag. Dis nie. Dis geskryf al toe. Want die Christene was verbied om handel te dryf. Alreeds in die eerste eeu. Hulle was gemarginaliseer, hulle was die armstes van die armstes. Dit was alreeds daar. Was dit die ergste? Waarskynlik nie. Dis hoekom daar nog 'n multi-vervulling van hierdie saak sal wees. En wat ook al die nuutste vorm daarvan is, vergelyk die geld in die hand van die Christendom en die geld in die hand van die ongelowige. En vra 'n bietjie, wie het beheer oor geld? En die belang daarvan, die belangrikheid daarvan. Die fokus van die Christen is baie keer, wel ek het nie veel nie, maar ek is gelukkig. Hoekom is dit so? Hoekom is dit so? Wie gee ons daardie kalmte? Die Here God Almagtig. En dis 'n belangrike deel van die verstaan, want persepsioneel lyk dit asof ons altyd die kort strooitjie trek. Hoekom staan dan Romeine 8? Ons is meer as oorwinnaars. Meer as oorwinnaars. Wat is 'n oorwinnaar? Die een wat wen. Meer as oorwinnaar beteken, iemand het gewen en ons stap saam en sê ons is oorwinnaars. Ons was nie op die rugbyveld nie, maar ons het oorwin. Ons het die wêreldbeker gewen. Ons was nie daar nie. Ons is meer as oorwinnaars. Dis presies dit. Ek voel deel van die oorwinning, maar Christus het die oorwinning gelei. So wanneer die wêreld voel maar hulle het gewen, en hulle het nog nie die laaste deel van Openbaring gelees nie, het hulle nog nie gelees wat dit beteken as Christus finaal oorwin, is daar geen boosheid meer nie. Is daar geen ongeloof meer nie. Dan is daar niks meer boosheid nie. Dan is daar net een oorwinnaar en sy kerk saam met hom. Sy bruid sal dan saam met hom wees. En dis 'n belangrike deel van ons langtermyn perspektief. Ek het dalk nou 'n bietjie min geld. Maar wanneer het ek al die geld? Meer as wat ek kan gebruik. Want ek het dit nie nodig nie. In die ewigheid. So sien dit raak in die perspektief. So hier kom die wysheid te pas. In die omstandigheid van in die wêreld wees, dis waar ons nou is, leef hierdie saak. Ek het gesien die dae van die nietigheid. Daar is 'n regverdige en hy kom om. 'n Ongelowige en hy kom nie om nie. Dit lyk asof dit net met hom goed gaan. Ons sien die misdaad vind plaas en goeie mense sterf. Ons gebruik ons graag die woord goeie mense sterf. Maar dit is regverdige mense wat dan sterf. En ons voel dit was te vroeg. En die ou wat dronk was, hy bly leef. Ons sê, kan ons nie so werk nie. Wat het daar gebeur? Persepsie dat dit gaan goed met die ou wat drink, en dit gaan sleg met die ou wat nugter was. Dis nie waar nie.
Het die Here die lewe afgemeet dag vir dag en presies wanneer jou laaste dag is? Ja, hy het. Daar lê die wysheid. Ons moet verstaan, waar trek die Here die strepe? Hoe hy die streep trek, is vir ons nie altyd duidelik nie. Wees nie altyd regverdig en hou jou nie buitengewoon wys nie. Vers 16. Waarom sal jy jouself te gronde rig? Ek wil dit in die 83 lees. Moet jou nie te regverdig wil hou nie. Moenie aanspraak maak op meer wysheid as wat jy het nie. Waarom jou eie ondergang soek? Moenie aanspraak maak op meer wysheid as wat jy het nie. Want wat beteken meer wysheid? Jy verstaan nog nie alles nie. Ons het nie al die inligting nie. Wysheid is regtig wanneer ons vanuit God die hele saak verstaan. In perspektief kom eintlik 'n bietjie laat gewoonlik vir ons. Ons is baie haastig met antwoorde en verklaringe. Ons kan nie alles sien nie. Daarom vertrou die Here se uiteindelike plan. So moenie te regverdig probeer wees nie. Wees nie al te goddeloos en wees nie dwaas nie. Waarom sou jy sterwe voor jou tyd? Nou 17 en 18 gaan juis oor jou gedrag. Nou kyk ek na die goed van die regverdige en ek kyk na die sleg van die goddelose en ek begin nou somme doen. En sê ek, dit lyk nie die moeite werd om hierdie span te wees waar dit die regverdiges is nie, want dit lyk nie of ons lank gaan leef nie. Miskien moet ons by hierdie span aansluit wat nie met die goddeloosheid besig is. En as ons dit doen, dan teen wie is ons in opstand? Want die goddelose, soos Romeine 1 geleer het, is besig met sake wat die waarheid onderdruk. En in die latere gedeelte van daardie Romeine 1 hoofstuk staan daar dat die Here hulle hart verduister, dat hulle nie kan sien nie, en dat hulle oorgelaat word in hulle eie oorlegginge, dat hulle doen wat hulle wil doen en mekaar net vernietig. En dis uiteindelik wat die Here dan gaan toelaat. So hoekom wil ek aan die span wees wat teen God probeer opstaan? Hoekom wil ek daar wees? Sonder om bang te word vir daai span, dink mooi daaroor, teen wie wil ek in opstand wees? Dis mos nie 'n liefdesbeginsel nie. Ek wil tog nie God vertoren nie, en daarom is dit 'n wysheidsspreuk hierdie. Moenie teen God opstaan net omdat jy nie verstaan nie. Verstaan wat in jou geopenbaar is. Die regverdige weë is dit. Vul jou gedagtes met die wil van die Here. Wees daarmee besig dag en nag. Psalm 1. Wees daarmee besig, bly daarin gefokus. Bly daarin, leef daarin. Moenie die kring van die spotters betree nie. Want dit is nietigheid. Dit sal vergaan en daar sal van jou niks oorbly nie. Hoekom wil jy daar wees? Ek lees dit in die 83 vertaling. Moenie aanhou verkeerd doen nie, vers 17. Moenie aanhou verkeerd doen nie. Moenie dwaas wees nie. Waarom voor jou tyd doodgaan? Dit is goed dat jy aan die een vermaning vashou en die ander ook nie laat los nie, want hy wat vir God dien, gehoorsaam albei. Hou vas aan die vermaning, moenie los dit wat jy het in die Here nie. Dit is baie belangrik. Vers 19. Die wysheid versterk die wyse. Die wysheid versterk die wyse meer as die 10 maghebbers wat in die stad is. Want daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed doen sonder om te sondig nie. Dis 'n stukkie wysheid. Vers 20. Is daar enige mens wat iets kan doen en nog steeds nie sondig nie? Daar is niemand wat regverdig is nie, daar selfs nie een nie, sê Romeine 3. Daar's niemand wat regverdig is nie. Daar's niemand wat iets kan doen en nog steeds iets goeds daaruit kan trek nie. So hoekom doen ons dan goed? Hoekom doen ons dan goed? Blaai na Efesiërs 2. Efesiërs 2. Skryf dit by. Hoekom probeer ons dan goed doen? Dis 'n kenmerk van iets. Efesiërs 2 vers 10. Kom ons lees vanaf vers 8, dit gee 'n bietjie konteks. Want uit genade is julle gered deur die geloof, nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. Nie die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.
Ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke. Wat maak 'n werk goed? Skryf by Matteus 5 vers 16, 'n werk wat God se naam verheerlik. Dit wat ek doen, wat God se naam verheerlik. Daarom is goddelose dade absoluut absurd om aan te dink. As ek aan die Here verbind is, sal my werke hom moet verheerlik. Opstandige werke verheerlik God nie. En daarom moet ons daarvan al wegbly. Ons maak klaar met die gedeeltetjie. Die saak van vloek in jou gedagtes selfs, vers 20, 21 en 22. Niemand het, ek lees daar die 20ste vers, vers 21, moet jou nie steur aan alles wat gesê word nie, dan sal jy jou dit nie aantrek as jou slaaf jou verwens nie. Nou, verwens beteken jou sleg sê. Jy weet hoe baie keer jy self ander verwens het, vers 22. Hoekom sal mense mekaar verwens? Ag, wees eerlik nou, né? Hoekom sal ons mekaar verwens? Wie was al moeg vir iemand anders? Kom aan, ons moet eerlik wees daaroor. Dit gebeur tog. Mense geduldvlakke raak maar op 'n stadium 'n bietjie klaar, né? Is dit menslik? Is dit iets waarmee ons stry? Ek dink so. Dis iets waarteen ons stry en ons faal partykeer in hierdie saak, maklik. So weet dit. Ons moet daarteen stry. Ons moet nie vashou hieraan en daarmee besig bly nie. En daarom is die opskrif hier, en ons vat dit saam, Godsvrug. Eienskappe van ons verhouding met God is 'n vrug op ons bekering. Eienskappe van 'n verhouding tot God is 'n vrug op ons bekering. En ons het nou 'n paar van hierdie aspekte gesien en die laaste ene is daar's 'n verdraagsaamheid, maar daar's 'n geduld, daar's 'n ywer om te stry teen wat ek nie wil doen nie, dis 'n selfbeheersingsywer. Kyk maar na jy kan ook byskryf Galasiërs 5:22, natuurlik al 9 eienskappe van die vrug van die Gees is wat Gods vrug uiteindelik word. So deur die Gees van God ingewoon is ons lewe besig om te groei en ons groei na wat toe? Om Christus te verheerlik in alles wat ons sê en doen en dink. Dis uiteindelik wat met ons gebeur. So dit is beter om Gods vrug te openbaar as enige ander gawe. Dan die laaste paar verse van hierdie hoofstuk. Openbaring is beter as redenasie. 23. Dit alles het ek met wysheid op die proef gestel. Ek het gesê, ek wil wys word, maar dit het ver van my gebly. Wat bestaan is ver en baie diep. Wie kan dit begryp? Ek het my daartoe gewend en my hart gerig om te weet en na te speur en wysheid en 'n slotsom te soek en om so die goddeloosheid as dwaasheid en die dwaasheid as onverstandigheid te leer ken. Ek het iets uitgevind bitterder as die dood. Die vrou wat strikke is, haar hart nette, haar hande boeie. Hy wat goed is voor die aangesig van God, sal van haar vry raak, maar die sondaar word deur haar gevang. Kyk, dit het ek uitgevind, sê die prediker, deur die een by die ander te voeg, om 'n slotsom te vind, wat my siel lank gesoek het, maar wat ek nie gevind het nie. Een mens uit 1000 het ek gevind, maar 'n vrou het ek onder soveel nie gevind nie. Net dit het ek uitgevind, dat God die mens reggemaak het, maar hulle het baie slim planne gesoek. Wat is Salomo se storie met die vrou? Spreuke is nogal hier belangrik, en ons kan nou nie al die spreuke deurwerk nie, maar dit gaan ons regtig lank vat. Ek raai aan lees
die eerste gedeelte van die Spreuke deur. En jy sal hoor, dis 'n vader wat praat met sy seun. En die spreuke wat hy daar besig is oor wat die seun moet verstaan teenoor die versoeking van die vrou. Want dit gaan oor die losbandigheid, nie oor net enige vrou nie. Dit gaan juis oor die losbandigheid. En dit gaan oor die kuisheid. Ons het al die woord kuisheid nou onlangs in die prediking ook hanteer. So dit gaan oor 'n gesonde verhouding tussen man en vrou. En wanneer prostitusie algemeen is en dit aanvaarbaar is dit gevaarlik vir manne. En hy praat juis oor die manne. Hy praat nie oor die vroue wat gevaarlik die manne verlei. Hulle lyk dit my nie. Ek weet nie hoe nie. Maar hulle word nie verlei nie. Dis net die vroue wat die manne verlei. Dis die konteks wat hier geskep word. Maar ons weet vandag dis andersom ook. En van vandag se tyd eintlik veral. Dis nogal 'n snaakse tyd, 'n tyd wat nie gesond is nie. En wat hier raak gesien moet word in hierdie klompie verse, maar veral wat hy nou mee klaarmaak. Kyk na daardie laaste woorde. Ek het uitgevind dat God die mens gemaak het, maar hulle het baie slim planne gesoek. Wat sê dit oor die karakter van die mens vandag, in hierdie tyd, maar ook vandag? Wat is slim planne? Wat wil die Here vir ons daaruit leer? Wat is slim planne? Kom ons vat die verhouding tussen, kom ons vat die 7de gebod as die beginsel waaroor dit praat, né? Want wysheid en die wet loop saam, want God se wil is gegee. So wat is die slim planne van jong mense vandag rondom verhouding tussen man en vrou? Wat sê hulle oor die huwelik? Wat is hulle slim plan vir vandag? Kom ons toets mekaar eers uit. Pas ons by mekaar? Is dit 'n gerieflike plan? Wat dink die manne? Manne dink is gerieflik. Is dit gerieflik vir die vrou? Hoegenaamd nie. Hoegenaamd nie gerieflik vir die vrou nie. Uiteindelik is die intiemste daad wat saam met hierdie uittoetsery kom, 'n regtige ewige emosionele las vir die vrou dra, waarmee sy getoets is. En nou sê hulle vandag, ja, dis goed, aanvaarbaar, ons toets. Vroue stem in op die ding. Waaroor? Oor die druk, sosiale vryheid, wat is die hele emosionele saak daaroor? Maar uiteindelik is die las baie groot. Die las is baie swaar om te dra. Want ons kyk na verkrachting aan die een kant, en hierdie is nie verkrachting nie, want dit word ons nou gesê, ons het ingestem hiertoe. Maar uiteindelik kom dit neer op 'n baie diep seer wat binne in die vrou wees deurskemer. En wantroue in mans kan ook volg. Hoekom? Want wat is die verhouding tussen man en vrou in God se skepingsplan? En daarna toe moet ons terugkom om die wysheid te verstaan van, is die slim planne van mense nou die moeite werd? Want as die vrou wat in Salomo se tyd die manne so verlei, vir hulle net 'n lekker tyd gee, wat kry die vrou daaruit? Absoluut niks, net geld. Net geld. En ek weet nie of dit baie was in daai tyd nie. Maar net geld. Prostitusie gee nie lewe nie. Want wat word die vrou? Niks anders as 'n gebruiksartikel. En het die Here die vrou geskape as 'n gebruiksartikel? Laat ons mense maak na ons beeld. Om God te verheerlik deur die vrou daar te stel, was motief 1. Om God te verheerlik. Mens, man, mens, vrou, is gemaak om God te verheerlik. En die huwelikseenheid en die huweliksband is gegee nie as 'n verbruiksartikel nie. Nie net 'n ding wat gebeur nie. En daarom is die seksualiteit van menswees regtig 'n kosbare
item. Maar wat word daar vir my gemaak vandag? Dit word 'n goedkoop ding gemaak. In die films, in die stories, word verhoudings eenvoudig afgemaak as net, ons het nie eers 'n verhouding nodig nie, ons het mekaar net nodig vir 'n lekker tyd. Is dit wat dit geword het? En wat maak jong mense vandag met verhoudings? Net 'n lekker tyd. En ek kan dieselfde sê oor drank en allerlei ander ding, want wat het dit geword vandag? Dit het 'n gebruikerslewe geword. So dis regtig 'n slegte ding, maar waar is die slim planne van mense nou? Ons dink hierdie dinge uit sodat dit vir ons lekker bly. Maar is dit vir die mens goed? En dis waar die som inkom. Langtermyn is dit vir die mens sleg, vir die vrou veral sleg, vir die man in besonder sleg. Want nou sê die man, ek soek nie so 'n vrou nie, ek soek nie so 'n vrou nie, ek soek nie so 'n vrou nie. Hierdie is te los, maar hulle soek almal los vroue. Maar toe nie met te trou nie, hulle is nie troumateriaal nie. Hulle is nie troumateriaal nie. Waar kry hulle die woord? Waar kry hulle die woord troumateriaal? Terwyl die idee is, ons moet maar net 'n lekker tyd hê. So daar moet 'n groep wees wat nie trou, nooit trou nie. Wie doen dit aan vroue? Kan jy hoor waar is ons samelewing eintlik? Dis iets wat pla. Dis regtig iets van 'n kultuur wat pla. Is dit heidense kultuur? Eintlik ja. Hoekom? Want ons sien nie hoekom God vrou wees daar gemaak het nie, en ons sien hoekom hy man wees daar gelaat het nie. Want man wees en vrou wees moet by mekaar pas tot verheerliking van God. Man wees is by die deur uit en vrou wees is by die deur uit. En ons het ons identiteit in God verloor. En dis regtig iets wat in ons tyd gebeur en wat sigbaar word. En hier is maar net een van die klemme, een van die fokuspunte. Daar's baie van hierdie. Hierdie is 'n simptoom van ons samelewing wat sê, ons soek God nie. Hoor jy dit? En dis 'n gevaarlike ding. En dis waar die onwysheid van ons mensdom inkom. So wanneer ons daarna kyk, die goddeloosheid en die dwaasheid, die onverstandigheid. En as hy sê in 26, en dis daai kerndeel, die vrou wat strikke is, haar hart nette, haar hande boeie. As die saamwees van man en vrou nou eintlik net 'n vangnet is, dan is ons nou maar prooi. Is daar vir die mans enige hoop op 'n gelukkige verhouding? Nee. En waar is die toekoms dan? Die toekoms is daarmee heen. Goed. So wanneer hierdie tweede laaste of derde laaste gedeelte die opskrif het, openbaring is beter as redenasie. Wat is 'n redenasie dan? Want dis die twee kante wat ons moet raak sien. Wat het God gegee moet ons aan dink? En wat het mense vir ons gewys wat ons eintlik aan moet dink? Ek herhaal, wat het God gegee, en dis die verskil tussen geloof en ongeloof. Wat het God gegee waaraan ons moet dink? Hy het ons die raamwerk gegee van hierdie verhoudings. En wat het ons begin maak met hierdie verhoudings? Wil jy ons terug by Romeine 1? Eintlik in 'n mate is ons ook daar, ons onderdruk ook die waarheid, want wat is die waarheid? God se raamwerk vir hierdie saak. Ek kan nou die raamwerk van verhoudings vat, ek kan die raamwerk vat van eiendom en geld, ek kan die raamwerk vat, ek kan elke gebod vat, en ek kan 'n raampie daarin skep. Dan vra ek, wat is God se plan? En hierdie is 'n huiswerkprojek, want hieruit moet ons leer. Wanneer ons die lewe rondom ons vat, en ons sê, wat is die raampie wat ek sien, en wat het ek daarmee gemaak teenoor die openbaring van God? Dan kan ek sien waar het ons afgewyk. En dis wat hierdie gedeelte beteken. Openbaring is beter as redenasie, want die slim planne van mense het altyd 'n hoek. En die geopenbaarde plan van God het wysheid. Jy kan die 31ste vers van hoofstuk 6 van Matteus 6 vers 31, kan u dan ook gebruik as die beginsel. Daardie vers lees. Ekskuus. 33, vers 33. Matteus 6 vers 33, nie 31 nie, 33. Maar soek eers die koninkryk van God
en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal julle bygevoeg word. Soek die koninkryk van God. Soek dis sy wil, en as ons sy wil soek, sal ons by die regte plek uitkom. Goed. So vanaand het ons nou nie almal gedoen gekry nie. Kom ek hersien net vinnig. Ons het nommer 4 gedoen, wysheid is beter as rykdom. Hoekom is wysheid beter as rykdom? Want om God te ken beteken dat alles wat van hom afkom 'n plek het en sin het. Onderdanigheid aan God is beter as 'n rebellie. Om God gehoorsaam te wees is beter as om teen hom in opstand te wees, altyd. Om die eienskappe van God se gees te openbaar wat in ons lewe woon, is die vrug wat ons moet openbaar beter as enige ander gawe. En dan om die openbaring van God te verstaan in sy volheid is beter as om te redeneer daaroor met ons eie slim menslike planne. En sy preek het nog 2 punte. Dis 'n lekker lang preek die. So, wat maak sin in alles wat die sin maak? Jy kan nou hoor hoeveel goed is daar wat sin maak, eerder. Waarmee hou ek myself besig? As ons 9 elemente van die Heilige Gees se vrug het, en ons het 9 punte wat vir ons hier gegee word, kan ons, dit is 'n goeie Pinksterreeks gebruik. Want as die Gees van God teenwoordig is, sal hierdie sake ook gebeur. Dit sluit daarbey aan, maar dit is nie heeltemal die 9 elemente nie. Goed. So ek los nou 2 puntjies oor en dan kan ons oorbeweeg na die laaste preek. Wat is daar enige opmerking of enige vrae? Ek wil ook iets sê oor opstandig in jou God wees. Ek dink ons almal is al. As iemand vir my sê hy is nie opstandig in jou God, dan sê ek nou dink jy. Ja. En ek het nogal toe ek jonger was, het ek nogal 'n probleem daarmee gehad. Ek is nog kwaad vir God, maar ek mag dit en dis eintlik verkeerd. Wat ek nou beleef is ek kwaad vir hom en sê ek goed Here hier is ek. Ek is nou kwaad en ek moenie dit wees. Maar dit help nie steek ek weg nie. Hy weet dit in elk geval. Ja. Hy weet dit in elk geval. So gaan liewer na hom toe in eerlikheid en sê ek weet ek moenie hier wees nie. Maar ek is nou. Ja. Ek is nou kwaad. Ja. Want ek dink is onregverdig. Help. En dan doen hy dit elke keer. Hy antwoord nie oor wat gebeur het nie. Hy maak jou rustig en tevrede. Dis ek weet beter. En so leer jy. Wat ek baie keer in my pastorale werk optel, en ons kry dit met skokke, wanneer daar dood is, wanneer 'n geliefde weg is dit 'n natuurlike reaksie van elke mens om vir God kwaad te wees. Hoekom? Want ons weet, die Here is die gewer en die nemer. Maar wat verstaan ons nie? Ons verstaan nie hoekom hy geneem het. En daarom is ons kwaad vir hom. En dit is vir ons sleg as ons vir hom kwaad is en ons sit met hierdie gewetenswroging, maar hoe kan ek vir die Here kwaad wees? Dis my reaksie. Dis my sondige reaksie. Maar dit moet uit. Ek het dit by al die gevalle, moet dit uit. En ons gaan deur daai woede stadium. Daar's nie 'n stap 1, stap 2, stap 3 nie. Dit is regtig nie so nie. Maar daar's 'n fase van woede. En dit moet uit. En dit gaan uit. En dan besef ek waar ek was. En dis die vraag, ek sien die Here my aan in my broosheid. Hoe lyk hierdie God wat ons aanbid? Dis vol genade. So hy sien my aan in my dwaasheid in daardie momente, maar hy sien my aan in my eina, in my seer. En hy sien waar ek is in my stikkendheid. En ek kom tot inkeer, letterlik. Wanneer ek besef ek was nie op die regte plek nie. En ek maak reg met die Here. Wanneer jy bly by die woede vir die Here, dis waar ons krisisse kom. Mense wat geloof verloor en sê, maar ek kan nie in so God glo nie. My vraag is dan, en dis 'n vraag vir ondersoek, as ek vir God kwaad bly, vir watter God het ek aanbid?
Dink mooi daaroor. As ek gewoond geraak het aan 'n God wat net die goeie aan my gee, soos 'n goeie Kersvader doen, wanneer ek dit verdien het, en hy vat van my weg, het hy, soos 'n Kersvader besluit, hy gee nie meer van die geskenk nie. Ons dien nie Kersvader nie. Ons dien die God van hemel en aarde, wat die goeie en die slegte in sy hand hou, sleg net omdat ek dit as sleg beleef, maar ek is nie volle begrip nie. En dis eintlik wat met my gebeur in hierdie traumatiese gebeurtenisse. So ek verstaan nog nie. Hoekom sal Job se vrou sê, vloek God en sterf, Job? Maar my vrou, wat praat jy? Weet jy wat jy sê? Job is wys, ver bo sy jare, as hy dit sê. En dis wat ons moet beleef. Ons ken hom nie regtig ten volle nie, maar ons seer is regtig opreg. En ons woede is, Here, kon dit nie maar bietjie wag nie. Ek het hom nog nodig, of ek het haar nog nodig, wie ook al weg is. Maar is ons belewenis, en ek dink as ons die mensdom raak sien vir wat ons is eintlik baie stikkend. En dit openbaar eintlik ons menswees, meer as ons laster. Maar dat die Here ons lewendig hou, stik genade. Daar hou hy ons vas. En ons kom vinnig tot inkeer. Ongelowiges nie. Ongelowige nie. Maar weet, daar kom 'n tyd en 'n uur en 'n dag, en dit kan ons nie voorspel nie. Wanneer gaan die Here selfs daai hart oopbreek en hom sag maak? En dis iets van ons hartheid van mens. Goeie opmerking. Goed. Dan dink oor hierdie saak, maar dit kom algemeen voor. Die kwaad wees vir God. Heeltemal reg. Ons het almal al so gevoel. Ons kan net nie altyd onthou presies wanneer nie. Gelukkig nie.